Hartlik goeiemôre liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Jy's nou ingeskakel by die oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Ek is Dominee Adrian Swart en dit is my heerlik om hierdie nuwe dag saam met jou te begin. Ons is besig met ons reeks uit die boek van Openbaring en vanmôre gaan ons saam lees Openbaring 3 vers 1 tot 6. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Sardes. So sê hy, wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle die naam het dat julle lewe, en tog is julle dood. Word wakker en versterk nog wat by julle oorgebly het, wat op die punt staan om dood te loop. Wat julle doen, vind ek nie goed genoeg voor die oë van my God nie. Dink daaraan hoe julle die evangelie ontvang en daarna geluister het. Hou daarmee vol en bekeer julle. As julle nie wakker word nie, sal ek onverwags kom soos 'n dief, en julle sal nie weet wanneer ek op julle sal afkom nie. Maar julle het darm 'n paar mense daar in Sardes, wat nie hulle klere besoedel het nie, en hulle sal altyd in wit klere by my wees, omdat hulle dit waardig is. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal sulke wit klere dra. Ek sal nooit sy naam uit die boek van die lewe uithaal nie. En ek sal voor my Vader en voor sy engele verklaar, dat hy aan my behoort. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees aan die gemeente sê. Broeder en suster, hierdie was 'n brief van Jesus Christus wat hy geopenbaar het deur sy profeet Johannes. En dit het plaasgevind op die eiland Patmos, toe Johannes in 'n gesig gesien het hoe Jesus sekere dinge aan hom kom openbaar het. En hierdie boodskap van vanmôre gaan dan aan die gemeente van Sardes. Sardes was 'n baie ryk en 'n vooruitstrewende stad, wat in 2 verdeel is. Die ouer deel van die stad was op 'n berg geleë, maar daar was soveel uitbreiding en die bevolking het so aangehou groei, dat daar nuwe ontwikkeling in die valleie onder aan die voet van die berg was. Die gemeente van Sardes het nie net met dwaalinge te kampe gehad nie, maar met geestelike doodsheid in hulle midde. Al was Sardes 'n lewendige stad, waarin daar altyd dinge aan die gebeur was dit ook 'n plek waarin sonde hoogtyd gevier het. Die mense van hierdie stad het slegte dinge gedoen, en hulle geestelike klere was vuil en lelik. Sardes is 'n voorbeeld van 'n gemeente wat goed vertoon het aan die buitekant, maar verrot was aan die binnekant. Daarom word hierdie gemeente opgeroep om meer geestelik te lewe. Ons sien in ons teks van vanmôre dat Jesus Christus 5 oproepe stuur deur Johannes na die gemeente van Sardes. Word wakker was die eerste oproep. In die tweede plek, versterk wat by julle oorgebly het. In die derde plek, begin by die begin, toe julle die evangelie gehoor het. En in die vierde plek, hou vol met volharding en goed doen. En dan in die laaste plek, bekeer julle tot my. Hierdie gemeente sal moet wakker word en die doodsheid in hulle midde moet raak sien. Hulle moet hulle bekeer daarvan. Hulle moet weer begin lewe. Tog sê Jesus, was daar darm 'n paar mense in Sardes wat nie hulle klere besoedel het nie. Met ander woorde, wat nie toegegee het aan die sonde en wêreldse standaarde nie. En Jesus sê, hulle sal altyd in wit klere by hom wees, omdat hulle dit waardig is. Elkeen wat bly volhard in die geloof en aan Jesus getrou bly, sal oorwinning behaal en sal wit klere dra, sê vers 5. Hulle name is in die boek van die lewe opgeskrywe en dit sal nooit daaruit gehaal word nie. Jesus sal voor die Vader en die engele verklaar dat hierdie mense aan hom behoort.
Ek en jy moet ook ons eie lewe ondersoek. Is ons deel van die doodsheid van hierdie wêreld? Het ek dalk die skyn dat ek glo? Lyk ek buite mooi en fraai en wit en skoon, maar van binne is dit vol doodsbeendery? Kom ons bekeer ons vandag tot God. Ons bely ons sonde voor hom. Jesus het ons lewendig kom maak. Hy het al die doodsheid uit ons lewe kom wegneem. En ek en jy moet hom met oorgawe aanbid, dien en eer. Ons is immers oorwinnaars in Jesus Christus ons Here. Christus beloof dat elkeen wat standvastig en gelowig aan hom vashou, die ewige lewe sal hê en met eer beklee sal word. Hulle name sal nie uit die boek van die lewe verwyder word nie, en hulle sal voor die engele voorgestel word as mense wat aan Christus behoort. Kom ons dank die Here vir hierdie wonderlike gedagte vanmôre, en ons bly getrou aan ons Here elke dag. Laat ons geloof prakties uitlewe en Jesus in die oog hou elke dag van ons lewe. Kom ons bid saam. Baie dankie dierbare Here dat ons vandag U naam kan aanroep in gebed en U kan loof en prys en aanbid. Dankie vir U woord wat ons kom toerus het vanmôre. Bevestig self U woord in ons harte tot geloofsversterking. Seën vir ons hierdie mooi dag, voorsien vir ons in alles om van te lewe, beskerm, behoed en bewaar ons, en vul ons harte met U vrede. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag.